Kerkgemeenskap, ek hoop het gaan goed met jou. Ek hoop jy het 'n geseënde week gehad. Ek moet eerlik wees, ons het nie verlede week 'n vars video uitgestuur nie, want dit was chaos, absolute chaos hier by my. En ons het 'n paar dinge beleef, 'n paar beproewings beleef en moeilike tye. En dit is ook hoekom die tema van vandag is wat hy is vandag, met die genade van die Here. Wat doen ons wanneer dinge moeilik gaan? Ek gaan sommer dadelik inspring. Ons almal gaan deur goeters wat moeilik is. Ons almal beleef moeilike tye. Ons almal beleef dinge wat ons soms druk tot op 'n punt wat ons net sê, weet jy wat ons regtig worstel met die Here en sê, maar Here, ek kan nie meer nie. Ek het nie meer nie. Ek het nie meer krag nie. Ek het nie meer tyd nie. Ek het nie meer geld nie. Wat ook al dit mag wees. Ek is bekommerd oor hierdie ding. Ek is angstig oor hierdie ding. Ek word afgebreek deur hierdie persoon of deur hierdie siekte of wat doen ek? Hoe hanteer ek dit? En daar's altyd een teksgedeelte wat altyd by my opkom, eintlik twee, maar die eerste een is 1 Petrus 5 vers 7. Nou, ek wil eintlik hê, ek het nou my foon hier voor my, en dis Aspris, julle kan sien, hier's 'n klomp boeke en Bybels en goed hier agter my, so ek kan 'n Bybel gryp, maar ek wil hê, waar ook al jy is, kry vir jou die YouVersion app, laai hom af en gebruik hom. 1 Petrus 5 vers 7 sê, die volgende, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Nou, die agtergrond, ek sal altyd konteks gee, die vorige perikoop, die vorige afgebakende teksgedeelte gaan oor die ouderlinge wat hulle moet doen, dan begin hierdie gedeelte deur te sê, moet wees nederig, julle moet onderdanig wees, die wat jonger is aan die ouer mense, en dan staan na God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in die nederige, of die nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Dis nou baie maklik, ons kon eintlik hierdie video gemaak het oor Jeremia 29, waar daar staan, waar die Here eintlik met die ballinge praat en waar die Here vir die ballinge sê, ek beplan vir julle voorspoed, nie teenspoed nie. En dan kon jy die hele video gemaak het oor, maar die Here beplan net vir jou voorspoed en goeie dinge en goeie tye, en baie ouens doen dit, maar dan verstaan jy nie die konteks reg nie. Ons probeer juis nou troos kry vir die situasie waarin ons is, en as ek bekommerd is, en as ek wonder, en as ek worstel, en as ek op my knieë is, en as ek afgestomp is van alles waar ek bekommerd is, en angstig is, en werklik so voel dat alles wat op my skouers is net te veel is, dan luister ek en lees ek 1 Petrus 5 vers 7. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Nou, ons almal het op een of ander manier al sorg beleef, aardse sorg. Iets uit dit ons ma of ons pa, oom of tannie, oupa, ouma, wie ook al dit mag wees, voogte, en hulle het vir julle kos gegee, en klere, en hopelik liefde, en al die tipe dinge. En dit was sorg ten dele. Hierdie sorg waarvan ons hier lees, is sorg wat ons verstand te bowe gaan. En die Here sorg nie vir jou elke nou en dan nie, die Here sorg vir jou elke dag, deur alles, in alles. Dit is net nie altyd sorg soos wat ons dit wil hê nie. Prediker 3 praat van die tyd. Daar is 'n tyd vir alles. En dit is vir ons moeilik, want ons wil baie keer hê, maar dit moet op ons tyd wees. En gelowige, ek wil regtig vir jou sê, ons sien dit al hoe meer en meer. Ek sien dit al hoe meer en meer. As predikant sien ek dat mense worstel. Dit gaan moeilik. Dit is, jy weet, ekonomies, polities, wat ook al dit mag wees, dit gaan werklik moeilik. Mense is bekommerd. En
dit wasem ons lewens heeltemal op. Ons kan nie regtig sien, jy weet, wat werklik aan die gang is nie. Ons word opgeroep om ons bekommernisse te gee vir die Here. Alles wat op ons skouers is, alles waaroor ons bekommerd is. Here, ek gee dit vir U. Ek sê nie, ons moenie proaktief optree en terugsit en dink alles gaan net vir ons gebeur nie. Maar daar is sekere goeders wat ons net nie kan beheer nie. So waar ook al jy is en wat ook al jy deurgaan, finansieel, emosioneel, wat ook al dit mag wees, luister en hoor weer hierdie woorde. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. In Johannes 16 vers 33 sê Jesus self, maar in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld reeds oorwin. In die wêreld sal julle dit moeilik hê. Dit gaan gebeur, dit gaan moeilik wees. Ons wil dit nie altyd aanvaar nie, maar dit gaan moeilik wees. En weet julle wat? Dit is moeilik. Baie goed is moeilik. En ek bid vandag vir jou, waar ook al jy is, en met wat ook al jy worstel, want die kerkgemeenskap het al so baie gesprek uitgelok, en WhatsApps, en Facebook boodskappe, en e-posse, daar is so baie mense wat het nodig het om het te hoor. Weet jy wat? Gee bekommernisse vir die Here. Hy gaan sorg vir jou. En dis nie voorspoedsteologie nie. Glad nie. Dit beteken nie, ons gaan nou as ons klaar hierdie video gekyk het, of kyk na ons bankrekening en sê, hier is ewe skielik geld, of ewe skielik is al my skuld afbetaal, of wat ook al dit mag wees nie. Maar hierdie sorg is nie net vir nou nie, hierdie sorg is iets wat ons sal beleef tot in ewigheid. Dit is sorg wat volkome is. En ons beleef die nog nie van die sorg nou, ten dele. Net 'n bietjie daarvan, en eendag sal ons die sorg beleef wat ons verstand te bowe gaan. Ek wil jou uitnooi, as jy gebed nodig het, stuur 'n boodskap, kerkgemeenskap@gmail.com, gaan na die Facebook page toe, skiet 'n boodskap asseblief. Dit is so wonderlik om saam met gelowiges reg oor die land, want dit is gelowiges reg oor die land. Ons het gelowiges in Kaapstad, in Witbank, en Welkom, so baie plekke, in Van 'n Bylpark en vereniging, so baie plekke wat mense uitreik en sê, weet jy wat, Wouter, bid net vir my vir dit, ek het leiding nodig met dit. Daar's baie mense wat sê, maar weet jy wat, ek het nie meer 'n doel nie, ek is hier alleen, wat doen ek met my lewe, hoekom is ek hier? En ek wil vandag vir jou sê, God het 'n doel met jou lewe. Moet nooit dink jy het nie 'n doel nie. Dalk is jy net in 'n donker gat. Dalk het jy net so baie bekommernisse en angste en dinge wat op jou skouers rus, dat dit voel vir jou te veel. Maar werp jou bekommernisse op hom. En hy sal sorg vir jou. Moenie op mense vertrou nie. Vertrou op die Here. Hou vas aan sy woord en sy beloftes, en ons sal met die genade van die Here eendag sy sorg volkome beleef. Onthou die teksgedeelte 1 Petrus 5 vers 7, gaan lees hom so bietjie. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. En kyk ook na Johannes 16 vers 33, in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Dis baie belangrik, hou moed, staan sterk, hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin, dit is wat Jesus sê. Ons sien uit na die dag wat ons Here Jesus weer terugkom. Wat ons gaan kom haal, ons wat die merk van God het op ons voorkoppe, ons wat sal staan, ons wat sy naam sal loof en prys. Gelowige, waar ook al jy is in jou lewe, en wat ook al jy mee worstel, weet dit, God sorg vir jou. Mag dit vir jou 'n rustige week wees. Mag jy die vrede beleef wat alle verstand te bowe gaan. Mag jy werklik beleef
hoe jy al jou bekommernisse net vir die Here kan gee. En onthou, dit beteken nie om net te gaan sit en niks te doen nie. As jy proaktief kan optree, tree op. As ons kan help, asseblief. Skiet 'n boodskap. Kom ons bid saam as gelowiges. Nie net vir onsself nie, maar vir ons land, vir die wêreld wat in absolute chaos is. Ons almal weet dit. Kom ons hou moed. Want in die wêreld sal ons dit moeilik hê. Maar Jesus het die wêreld klaar oorwin. Met 'n geseënde dag en 'n geseënde week. Vrede vir jou.